Hallo almal, baie welkom by 6 van die Bestes. Ons is bly julle is hier, ons is bly julle is terug, ons is bly julle kom nog 'n week. Ons het 'n baie kontroversiële onderwerp vandag. Ek is opgewonde om oor dit te praat. Ek hoop ek kan soveel as moontlik van die vrae en goed wat ek weet onder ons is beantwoord. Dis 'n touchy subject, okay? Excuse the pun, maar ons gaan oor seks praat. En die topic, as ons dit 'n one-liner moet gee, is choose to keep your pants on. Is dit nie funky nie? Choose to keep your pants on. Kies om jou broek aan te hou, asseblief tog. Kom ek begin met wat is seks? Okay, ek gaan nie vir julle biologie les gee nie, ek weet julle weet almal wat dit is. God het seks goed gemaak. Okay? Goed, seks is goed, dis nie sleg nie, kom ons sê dit. En God het seks ontwerp as 'n tool vir 'n man en 'n vrou om in die huwelik mekaar intiem te leer ken. Seks is nie gemaak vir buite die huwelik nie, seks is gemaak vir die huwelik, binne die huwelik. En binne die huwelik is dit veilig, en dis 'n plek waar God vir ons die vermoë gee om mekaar op 'n ander manier te ervaar en 'n beter manier te ervaar. So daar's niks fout met seks nie. Okay? Daar's absoluut niks fout daarmee nie. Dis nie 'n slegte ding nie. Sommige mense is soos, o nee, jy weet, as hulle so al wegdraai van hierdie goed af, dan kan hulle self amper nie weer daar kry dat hulle kan dink dat dit goed is nie. Daar's niks fout met seks nie. Seks het sy plek, die plek is huwelik. Die triek vir waar julle is, en ek neem aan meeste van my gehoor is ongetroud, is om die begeertes wat in ons is, want daar is, en dit is nie noodwendig sleg nie, okay? Manne, God het vir julle 'n begeerte gegee vir seks, en girls, ek glo vir julle ook as die regte omgewing en die regte man, en dit is bietjie makliker vir julle om dit te bestuur en te beheer, deesdae minder so, so 10-15 jaar terug, maar die triek vir almal van julle is om te leer om hierdie begeertes te bestuur. Okay? Selfbeheersing. Die begeerte self is nie sleg nie, die begeerte is sleg wanneer dit oorgaan tot gedagtes, tot dade, tot seks voor die huwelik. Dan is dit bad. Maar jy weet, om daai goed te bestuur en te beheer, daai begeertes is eintlik waaroor ons wil gesels. Salomo skryf, en ek dink is die boek van Prediker, sê hy, do not awaken love before it's time. Daai love sê, do not awaken erotic love before it's time. En ons spot altyd, ons sê, jy start nie 'n Ferrari, en dan laat jy hom idle in die garage nie, okay, want dit werk nie. Hy wil op die pad uitgaan, en hy wil, die refs wil gedruk word, hy wil kyk hoe ver kan hy gaan, hoe vinnig kan hy gaan, hy is gebou vir spoed. So in 'n manier is jy soos daai Ferrari, jy is gebou vir seks, jy is gemaak daarvoor, God het jou gemaak daarvoor, hy het jou gemaak om kinders te kry, okay? So hy het jou gemaak vir dit, moenie die ignition aanskakel nie, want as jy daai perdjie aangeskakel het, want Ferrari is 'n perdjie. Okay, as jy hom aangeskakel het, dan is dit moeilik om hom te stop. Dis moeilik om hy jy weet, om hy luste te beheer. So almal van ons is half op 'n ander plek. Okay, baie van julle het nog nooit geëksperimenteer met hierdie goed nie, van julle het al geëksperimenteer daarmee. Ander van julle het al die full jaar gaan met menigte maats. En dit gaan nie vir my oor waar jy is en wat jy doen, en ek wil niemand van julle, ek wil nie jy moet voel soos, ek is nou hierdie sondaar en ek kan nie meer nie. Jy weet, ek kan nie hierna luister nie. Ek wil vir julle valuable advies gee. Kom ek sê vir julle hoekom dit belangrik is om jouself te weerhou van hierdie goed af. God het nooit in gedagte gehad om ons pret te bederf nie. Okay, ons weet sonde is lekker. Dis hoekom ons dit doen, en ons weet seks is lekker en alles wat daarmee saamgaan. Okay? Dis dalk vir julle vreemd dat 'n dominee met julle hieroor praat, kom net oor dit, okay? Ek wil graag, want dit is baie belangrik, is 'n massive deel van ons lewens. So hierdie goed, dit is daar, en ons moet deel daarmee. So God wil nie ons pret bederf nie. God het dit gemaak vir die huwelik. Nou die rede hoekom ons gewaarsku word daarteen in skrif is 'n paar redes. Een is
wat gebeur, is skrif sê, is dat jy word een in vlees met die ander persoon. Of jy wil of nie, gebeur daar 'n emosionele en 'n geestelike verbintenis, nie net fisies nie. Okay? Dis nie net 'n fisiese daad nie. Ek kan vir julle sê, ek het al met, man, ek wil nie sê honderde nie, maar sê 50 meisies, wat al seks gehad het voor die huwelik mee counseling gedoen. En nog nie een het nadat hulle tot bekering gekom het en begin besef het wat die repercussions hiervan, het nog nie een vir my gesê, hulle so bly hulle dit gedoen nie. Want hulle weet, hulle moet eers die kartoets bestuur, voor hulle kan, jy weet, in die huwelik ingaan. Nog nie een nie. Almal van hulle was hartseer en gebroken daaroor, as gevolg van wat daar gebeur, dat daar's 'n verbintenis wat plaasvind. So, as jy met 'n paar mense slaap, dan is daar emosionele verbintenisse wat gebeur, en jy kan nie die volle, jou hart vir jou vrou gee nie, okay, of jou man nie. As jy opgemors het in die verlede, en al daar gegaan het, dan beteken dit nie, dit is nou te laat vir jou nie. God is regtig in die besigheid om te herstel. Ek het al tot gehoor, en hierdie gaan baie extreem klink van julle, ek het al tot gehoor dat fisies meisies se virginity, jy weet, teruggroei. En dat dit, as hulle tot bekering gekom het en bely het daaroor, en gesê, Here, ons is jammer, dat die Here hulle so herstel, dat het is asof hulle op hulle honeymoon vir die eerste keer seks het. Nie net vir dit nie, die emosionele letsels, die geestelike implikasies wat dit het, God kan alles herstel. So dis die eerste een. Die tweede ene is, as jy jouself aan seksuele materiaal blootstel heeltyd, dan, dit begin, en hierdie is medies bewys, okay, dit begin om jou brein te rewire. Jy dink anders oor vrouens, en oor mans, jy dink anders oor jouself, en jy begin dink anders oor die lewe. So, dit is nie net iets wat ons doen, jy weet, as die ligte af is nie. Dit is so 'n gevaarlike ding, is dat pornografie en, jy weet, al die orale seks en al die goed, die vermoë om ons brein te rewire, die vermoë om ons te verander. Ek het 'n baie scary interview gekyk van 'n ou, met die naam Ted Bundy. Nou, Ted Bundy was 'n reeksmoordenaar in Amerika. En hy het iets soos 30, 40 vrouens verkrag en hulle doodgemaak. En Ted Bundy was 'n doodnormale ou, okay? Hy was 'n regstudent, hy was intelligent, hy het regte geswat en hy het deeltyds gewerk in 'n hospitaal, en wat hy dan gedoen het is, hy het sy arm in 'n sling opgebind en hy het sy boek in sy een hand gedra, hy het 'n meisie gevolg vir 'n week, en hy het in haar vasgestap op 'n sekere tyd, en hy het vir haar gevra, help my asseblief om hierdie goed in my kar te sit, my kar staan net daar, en hy het daar met 'n wheelspanner oor die kop geslaan, ingelaai, verkrag, en haar liggaam ergens van ontslaag geraak. Ted Bundy, 'n dag voor hy geëxecute word, electric chair, in Amerika, doen hulle 'n interview met hom, hulle laat een ou by hom toe, James Dobson. James Dobson is seker die bekendste familiepastoor in die wêreld. James Dobson vra hom een vraag, hy sê van, Ted, vertel vir ons, stel vir Amerika, wat het hierdie veroorsaak? Wat het jou hierdie monster gemaak? En die ou begin praat, en hy sê, hy wil nie wegvat van enigiets wat hy gedoen het, dit is aaklig vir die families, hy is jammer daaroor. Maar daar's een ding, wat die grootste bydraende faktor was, tot die feit dat hy is waar hy vandag is. En dit is seksuele materiaal, pornografie. Hy sê, hy het begin met 'n scope, hy het 'n scope opgetel, waar kalvrouens in is, langs die pad, en dit is waar het begin het, en dit het heeltemal, jy weet, dit het baie sleg gedraai. Nou, almal draai nie daar nie, okay, maar dit is dieselfde materiaal, dieselfde goed wat ons soms onsself aan blootstel, het die potensiaal om jou letterlik, soos in Ted Bundy se geval, amper in 'n monster te verander. Jy het nie beheer oor jouself nie. Hy het in haar interview gesê, dit is asof iets oor hom gekom het, en hy sou die volgende dag, sou hy opgestaan het, en hy het sy gevoel het of hy uit 'n trance uit opstaan. Hy het glad nie beheer oor homself gehad nie. En selfs terwyl in die interview, wat vir my amazing was, is die ou het tot bekering gekom in die tronk.
En wat amazing was, is in die interview het hulle altyd 'n dag voor die tyd, voor hulle die ou electric chair het hulle die stoel getoets. En toe in die interview, toe toets hulle die stoel, toe gaan al die ligte af, toe sê hy vir James Dobson, moenie bang wees nie, ek gaan niks aan jou doen nie. Sit, ons gaan nou hierdie interview klaarmaak. Hy het besef dat hulle is besig om hierdie stoel te toets, voordat hy môre kan doodgaan, en hy het net gesê, asseblief bly, ek moet hierdie boodskap uitkry, daar's 'n gevaar in die gemeenskap, en die gevaar is pornografie, dis hierdie goed wat ons onsself aan blootstel van 'n klein ouderdom af. Ek wil vir julle sê, almal van julle het fone, julle kan sien, hoe eenvoudig dit deesdae is om hierdie goed te access. Nou, dis oral, as ons nie 'n besluit neem om van dit af weg te gaan nie, en weg te stap nie, dan gaan ons 'n probleem hê. In Exodus is daar 'n prentjie van, en dis eintlik waar Keep Your Pants On vandaan kom, is daar 'n prentjie van die priesters wat in die tempel aankom, en dan het gesê, dat die priesters moet 'n broek aan hê onder die kleed. Nou niemand het gewaarig of hulle broek aan het of nie, want jy kon nie sien nie, dit was in elk geval 'n kleed, maar God het gesê, hulle moet 'n broek aan hê. En die teoloë skryf, en hulle sê, dat die versoek van God is, dat mense wat voor God kom, in God se teenwoordigheid, vir ons is dit nie meer 'n priester, een keer 'n jaar, in die allerheiligste, dis elke dag, enige tyd, wanneer ons wil, kan ons in God se teenwoordigheid kom. Dat daar moet 'n seksuele reinheid wees, as ons in God se teenwoordigheid kom. Weet julle wat sê Hebreërs? Die boek van Hebreërs sê, without holiness we cannot see God. Sonder heiligheid kan ons nie vir God sien nie. Ek wil vir jou sê, en ek wil amper pleit by julle, dat jy kan nie besig wees met hierdie goed en verwag dat jy 'n gesonde verhouding met die Here gaan hê, dat jy sy stem gaan hoor, dat jou hart gaan sag bly en ontvanklik bly, nie, want dit gaan nie. Okay? Wat sonde, enige sonde doen, en veral seksuele sondes, is dit bring shame en guilt. Ons voel skaam en ons voel skuldig. En ons voel ons hoort nie in God se teenwoordigheid nie. Ons kan nie daarin kom nie. So dit is absoluut iets wat ons uit God se teenwoordigheid uithou. Die enigste plek waar daar regtig verandering in ons lewens kan plaasvind, is in God se teenwoordigheid. So hierdie shame en guilt rus op ons skouers, en ek seker of van julle wat hierdie hoor, vir 'n eerste keer is bewus van dit. En dit is destructief. Dis destructief. Dit gaan maak dat jy nooit in God se teenwoordigheid wil kom nie. Dit gaan maak dat jy nooit 'n ordentlike verhouding met jou man of jou vrou kan hê nie. Want ek kan julle nou 'n ander ding sê, is baie van die ouens, baie van ons redeneer, jy's okay, maar as ek eendag getroud is, dan kan ek mos nou seks hê en dan gaan hierdie goed verby wees. Dit werk nie so nie. Dit gaan aan. Welis is iets wat jou nooit sal, daai lus, welis is die naam van dit, sal jou nooit los nie. Okay, dis iets, die verskil tussen liefde en welis, is liefde word satisfied. Okay, dit word bevredig, dis genoeg vir my, ek is tevrede hiermee, ek is intiem. Welis aan die ander kant is iets wat 'n fake intimacy vir ons gee. Ons is nooit tevrede nie, ons kan nooit genoeg kry nie. So, die perversiteit van dit gaan altyd meer en meer en meer en meer. Dit raak erger en erger. Jy begin eksperimenteer, jy druk daai lyn, dan klim jy oor die lyn, okay, dis hoe dit is aan hierdie kant. En dan is dit weer die volgende lyn, en die volgende lyn, en die volgende lyn. En jy weet, so die vraag byvoorbeeld wat ons nou baie keer kry is, waar trek ons die streep? Nou ek wil vir jou 'n eenvoudige oplossing gee. As jy kan doen wat jy doen met die meisie se pa of ma in die kamer, en dieselfde vir die ou, dan is dit fantasties. Want dit is asof God vir ons 'n gewetenswroging ingebou het daar. Jy sal dit nie voor sy ma en pa doen nie. As jy dit wat jy doen met hom of haar voor sy ma en pa kan doen, dit is fine. Of kan sy ma en pa in die kamer wees, by jou, by julle, as julle besig is om te doen wat julle doen. Dit is 'n eenvoudige reël. Onthou, dit is God se dogter of God se seun wat homself of haarself begin voorberei vir eendag in 'n huwelik. Nou, ek weet die tendens is dat ons, jy weet, ons kyk hoeveel verhoudings ons kan in hê, want ons wil leer uit dit uit en ons wil onsself beter voorberei. Dis die grootste klomp nonsens op aarde. Die grootste en beste ding wat jy kan doen,
okay, is om aan jouself te werk en jouself voor te berei vir die dag as jy gaan trou. Daai voorbereiding is nie met multiple partners nie. Daai voorbereiding is iets waar God in jou lewe inkom, hy jou help, emosionele letsels wat daar is weens verskeie redes genees, hy vir jou leer wie hy is, hy vir jou leer wie hy jou gemaak het. En as daai proses in 'n manier klaar is, dan is jy op 'n plek waar jy kan sorg vir iemand, kan ordentlik lief wees vir iemand, nie uit gebrokenheid of uit 'n plek uit waar jy eintlik 'n behoefte en 'n begeerte het, ek moet hierdie kry, anders jy weet, anders voel ek leeg. As jy op baie plek is waar jy voel, ek moet 'n ou hê, ek moet 'n girl hê, dan is dit 'n gevaarlike plek. Die Here wil daai plek inneem. Hy wil in daai plek staan waar hy vir jou sê, ek is genoeg vir jou, jy hoef nie ander lovers te hê nie, want anders maak ons 'n afgod van mense. So, ek weet dit soos wat ons praat. Ek weet as ek ons kerk vat, sou vir Potchefstroom, dan is al 95% 10-1 mense in ons kerk wat sukkel hiermee. Okay? Dit is orals oor. Okay, so jy is nie alleen as jy vir my sê, jy's Giel, ek het al opgemors, ek sukkel hiermee nie. Hierso is hoe ons in vryheid stap. 1, kies iemand wat jy vertrou en hê 'n sessie met daai persoon waar jy belydenis kan doen. Waar jy kan sê, hoorie, dit het gebeur, ek wil hê jy moet saam met my bid, ek is jammer hieroor. Okay? Jy moet eers by die plek kom waar jy jammer is oor. Dis die eerste stap. Dan moet jy iemand kry wat saam met jou kan bid en dit bely. Dan moet jy vir jouself bietjie parameters opstel sodat jy in vryheid kan stap. Soos jy weet jy struikel by 'n sekere tyd, as jy weet as ek warm is, dan wil ek saam met 'n girl huis toe gaan, moenie warm raak nie. Moenie as jy warm is om een of ander rede rondom girls wees wat jy saam mee wil huis toe gaan nie. Heilig jouself, kom in 'n plek, separate. Holiness beteken separation. Jy's nie deel van alles wat aangaan nie, jy separate bietjie jouself. Beteken nie ons moet almal in 'n klooster gaan sit hier bo teen 'n berg en heilig wees, heeldag Bybel lees en bid nie. Definitief nie. Beteken net ons moet bietjie wys wees met hoe ons tyd spandeer, wat ons invat en inneem en waar is die gevaarareas vir ons? Vir elkeen is dit anders. Ek kan nie vir julle sê, hier is die parameter, dis goed en reg nie. Jy moet self gaan bepaal, waar is daai lyn, wat as jy daai lyn oorsteek, dan weet jy, jy's in die moeilikheid. Ek wil een ding hê, julle moet onthou uit hierdie sessie is, strewe na reinheid. Strewe na purity. Hou jouself, as jy nie het nie, ek het my dood gesukkel daarmee en baie foute gemaak, my vrou het, klomp van ons leiers het, daar's 'n plek waar ons dan na God toe kan kom en sê, Here, ons is jammer, kom restore ons, kom herstel, kom bring genesing, kom maak reg, kom wys vir ons wat hierdie effek van hierdie ding regtig op ons is. As jy nog op 'n plek is waar jy dit kan keer, fantasties, as jy nie kan nie, keer terug en sê vir die Here, Here, kom herstel, kom maak my nuut, kom maak my vry, al die skuld, gevoel en shame van my af, ek wil U dien, ek wil in reinheid U sien, want as ek U nie sien nie, gaan ek nie verander nie. As ek nie U kan hoor nie, want my hart is so hard, as gevolg van al die goed, dan gaan ek nie kan verander nie. So ek wil bid vir ons vir dit, keep your pants on, okay, hou jouself so ver moontlik vir daai dag, en weerhou jouself tot en met daai dag van enige iets. Die Bybel sê, flee youthful lust, vlug van dit. Josef het weggehardloop deur die vrou om wou verlei het. Vlug letterlik van dit af. As jy voor jou rekenaar sit en daar kom versoeking, staan op, stap weg. As dit jou foon is, gee jou foon vir iemand, sê hy sit vir my K9 blokker op, sodat ek nie in die versoeking kan val nie. Maak dit vir my moeilik om by hierdie goed uit te kom. Jy weet die kode, ek wil dit nie weet. Enige iets wat jy moet doen om in reinheid te lewe, doen dit. En as jy dink ek het op my kop geval en ek's radikaal, ek is nie, ons duisende miljoene Christene reg oor die wêreld wat dit doen, wat dit so doen, wat in heiligheid voor God wil lewe. So kan ek vir ons bid vir dit. Okay. Here, U is goed en ons weet U genade het vir ons die krag gegee om te oorwin. Here, en dit kom selfs by die basiese begeertes in ons harte, Here, dat ons wil intiem wees met mense, ons wil fisies wees met mense. Ons kom bid vir U grace, om ons te empower, om sonder sonde te lewe, om daai heiligheid, wat so 'n hoë standaard is, Here, waar dit soms vir ons voel, ons kan nie, dis moeilik,
Ons wil vir U vra om daai heiligheid, om dit vir ons makliker te maak, om vir ons U grace te laat inskop, sodat ons kan lewe op daai plek. Ons kom sê, dankie dat U herstel skoonmaak, dat daar nie condemnation of shame of guilt in enige van ons sal wees, maar dat U ons sal kom vrymaak in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën julle, ek hoop julle geniet die besprekingsvrae in julle groep. Dit gaan dalk hier te draak, maar geniet dit. Dankie julle.